Het jy al ooit regtig gewonder of ons liggaamsdele in 'n laboratorium kan kweek? Dit klink soos iets uit 'n fliek, né? Wel, vandag duik ons diep in presies dit, in een van die mees ambisieuse take in moderne medisyne, die poging om lewende, funksionerende bloedvate te vervaardig. Stop en dink vir 'n oomblik daaroor. Wat as ons nuwe, lewende bloedvate op aanvraag kon skep? Dis nie net 'n interessante idee nie, dis die presiese reuse uitdaging wat wetenskappers al vir dekades lank wakker hou. En hierdie uitdaging is so monumentaal, so belangrik, dat die mense in die veld dit die heilige graal van vaskulêre chirurgie noem. Dis nie sommer net 'n bynaam nie, nee. Dit gee jou 'n baie goeie idee van presies hoe moeilik en hoe krities hierdie soeke werklik is. So, hoekom is hierdie soektog na die heilige graal so dringend? Om dit te verstaan, moet ons eers kyk na die kern van die probleem. Hoekom is die opsies wat ons nou het eenvoudig net nie goed genoeg nie? Wel, kyk, chirurge staan basies voor 'n baie moeilike keuse. Aan die een kant kan hulle 'n aar van iewers anders in jou liggaam neem. Dis lewende weefsel wat fantasties is, maar jy het net soveel om te spaar en daardie are is nie regtig gebou vir die intense druk in 'n slagaar nie. So, dis 'n risiko. Aan die ander kant is daar sintetiese buise. Dink aan dit as klein plastiekpypies. Daar is oor genoeg van hulle, maar jou liggaam weet dit is 'n vreemde voorwerp en dit verhoog die risiko van infeksie en gevaarlike bloedklonte. So jy sien die dilemma? Nie een van hierdie opsies is regtig ideaal nie. Met die beperkings van die huidige opsies so duidelik, het wetenskaplikes begin rondkyk en waar beter om 'n bloudruk te soek as in die natuur self. Die vraag het geword: wat as ons bestaande biologiese weefsels kon aanpas om die probleem op te los? Hierdie hele benadering het 'n spesifieke, nogal indrukwekkende naam: xenoplanting. Die basiese idee is om weefsel van een spesies, sê nou maar 'n dier, te neem en dit in 'n ander spesies soos 'n mens oor te plant. 'n redelike dapper konsep, né? So, die era van xenoplanting het eintlik al in die 60s begin, met die heel eerste gebruik van beesare. Dit het tot regte, goedgekeurde produkte gelei, soos Artegraft in die 70s en selfs Procol, so onlangs as 2003. So daar was definitief vordering. Maar, daar was 'n groot, hardnekkige probleem. Hierdie dierlike weefsels het mettertyd in 'n menslike liggaam afgebreek. Hulle het net nie gehou nie. 'n Beter oplossing was steeds nodig. En dit, daardie einste probleem, het gelei tot 'n heeltemal nuwe manier van dink, 'n radikale idee. In plaas daarvan om bestaande weefsel te probeer aanpas en te hoop vir die beste, wat as ons 'n bloedvat heeltemal van die grond af kon bou, sel vir sel? Die metode wat hulle toe ontwikkel het, is eintlik briljant. Stel jy die steierwerk vir 'n nuwe gebou voor. Wetenskappers het 'n baie soortgelyke konsep vir selle gebruik. Stap 1. Hulle bou 'n buisvormige steier wat ontwerp is om mettertyd op te los. Stap 2. Hulle saai lewende bloedvatselle op hierdie steier. Stap 3. Hulle plaas die hele ding in 'n bioreaktor, 'n masjiene wat die pulsende bloedvloei van die liggaam naboots. Dit is amper soos om die selle gimnasium toe te stuur om sterk te word. En dan, die laaste, amper magiese stap, die steier los stadig op. En wat oorbly? 'n splinternuwe, lewende, sterk bloedvat. En die resultate? Wel, dit was verstommend. Hierdie vatte wat in die laboratorium gekweek is, kon druk van meer as 2000 mm kook weerstaan. Om dit in perspektief te plaas, dis baie sterker as wat selfs in die besigste slagaar in die menslike liggaam nodig is. Die bewys was gelewer. Ons kan sterk, lewende bloedvate in 'n laboratorium kweek. Maar die storie eindig nie daar nie. Nee, die ware deurbraak, daardie oomblik wat alles bymekaar gebring het, was nog op pad. Dit het die beste van al die vorige idees gekombineer om iets heeltemal nuuts te skep. Ontmoet die menslike acellulêre bloedvat, of kortweg HAV. Die genialiteit hiervan lê in 'n ekstra stap. Eers kweek hulle 'n bloedvat met skenkerselle, net soos voorheen. Maar dan, en hier is die sleutel, was hulle daardie bloedvat saggies skoon en verwyder al die oorspronklike skenkerselle en al hulle genetiese materiaal. Wat oorbly is 'n perfekte, natuurlike proteïensteier, maar is heeltemal leeg, 'n skulp. En dis hier waar die ware magie plaasvind. Wanneer hierdie leë steier in 'n pasiënt ingeplant word, begin die pasiënt se eie selle om daarin te trek.
Hulle migreer, hulle neem die steier oor, hulle herbevolk dit en hulle verander dit in 'n nuwe, lewende bloedvat wat nou deel is van hulle eie liggaam. En omdat daar geen vreemde selle is om mee te begin nie, is daar geen immuunverwerping nie. Dis die beste van albei wêrelde, 'n lewende oorplanting, maar een wat jou liggaam dadelik aanvaar. En die kliniese data? Wel, dit staaf hierdie deurbraak heeltemal. 'n Suksessyfer van 89% na 'n jaar is op sy eie indrukwekkend. Maar kyk hier, dis die groot een. Geen immuunrespons opgespoor nie. Die liggaam het dit nie verwerp nie. Die infeksiesyfer was amper 0. En die beste bewys van alles, toe hulle later van hierdie oorplantings moes verwyder en ondersoek, het dit gewemel van die pasiënt se eie selle. Die herbevolking het presies gewerk soos hulle gehoop het. Soos een van die navorsers dit so perfek opgesom het. Hierdie proses maak die biovervaardigde bloedvat 'n nuwe lewende weefsel in die ontvanger gasheer. Dink daaroor. Dis nie meer net 'n oorplanting of 'n plaasvervanger nie, dit word letterlik deel van jou. So, dit klink nogal asof die heilige graal gevind is, reg? Maar soos dit in die wetenskap werk, is die einde van een soektog dikwels net die begin van die volgende een. So, waarheen gaan ons van hier af? Twee tegnologieë aan die voorpunt lyk ongelooflik belovend. Eerstens, stel jou 'n 3D-drukker voor, maar in plaas van plastiek gebruik dit 'n spesiale bio-ink, gemaak van lewende selle, om komplekse weefsels laag vir laag te bou. Dis 3D-biodrukwerk. En dan is daar elektrospinning, 'n tegniek wat elektriese velde gebruik om ongelooflike fyn vesels te weef in steiers wat die natuurlike argitektuur van ons eie weefsels perfek naboots. En so, hier staan ons. Wat begin het as 'n dekadeslange, amper mitiese soeke na die heilige graal, het ons gebring tot op die drempel van 'n toekoms waar nuwe, lewende weefsels dalk net op aanvraag vervaardig kan word. Dit laat ons met 'n laaste, prikkelende vraag. As ons bloedvate kan kweek, wat is volgende? Hoe lank tot dit volledig pasgemaakte, gekweekte organe 'n aldaagse werklikheid is?